Ons begin vandag met sirkelmeetkunde en ons het in graad 11 hierdie 9 stellings met 'n paar van hulle omgekeerde. So ek het dit net so vinnig neergeteken. Nou stelling 1 en sy omgekeerde het ek sommer hier gedoen, sommer alles in een. So net so 'n bietjie spasie te spaar en ek dink julle is vertroud met al hierdie stellings. Vir my die moeilike stelling is hierdie enetjie, ek dink is eintlik stelling 8, waar jy 'n raaklyn en 'n koord het en die hoek tussen die raaklyn en die koord is gelyk aan die omtrekshoek, né? So hierdie hoek gelyk aan hierdie hoek byvoorbeeld. Vir my dit is die moeilikste een om raak te sien in toetse. En wat ek nou gedoen het hier, ek het gou vir jou al die stellings waar die middelpunt belangrik is afgeplot. Nou by hierdie stelling middelpunt belangrik. By hierdie stelling, middelpunt is belangrik, want die middelpunt is 2 keer die omtrekshoek. Hierdie stelling is belangrik, die lyn moet deur die middelpunt gaan vir die omtrekshoek om 90 te wees. Hierdie stelling hier is 'n bietjie 'n triekie, want die strukdasie kan dalk deur die middelpunt ook gaan, maar nie noodwendig nie, so dis baie belangrik. Dan die middelpunt maak nêrens saak nie, maar en dan hierdie enetjie ook. Hierdie is belangrik want 'n lyn uit die middelpunt van 'n sirkel of 'n radius aan die middelpunt van 'n sirkel wat eintlik altyd uit die middelpunt van 'n sirkel is. Soos 'n radius loodreg op die raaklyn en dis die enigste stellings waar die middelpunte 'n rol speel. Baie belangrik, né? Okay, so ons gaan na hierdie enetjie kyk en ek het 'n baie maklike vraagie hier. So hulle sê net vind 5 ander hoeke met redes wat gelyk is aan x. 5 ander hoeke wat gelyk is aan x. Okay, so ek het x hierso gemerk in rooi en ons gaan die hoeke net vind en ek gaan net die redes uitspreek en uitsê. Jy met jou onderwyser gaan vir jou 'n mooi chart gee, 'n lysie gee van aanvaarbare redes. Gebruik asseblief dit, sy weet waarvan sy praat. So dis belangrik, né? So kom ons gemerk hierdie in rooi en ons soek 5 ander hoeke gelyk aan x. Nou, die eerste een wat ek gevind het, en jy kan nou pause, gou jou 5 gaan soek, en dan kyk of jy hulle vind, maar as jy nie gevind het nie, okay, hier gaan ons. Ek het hierso 'n verwisselende hoek gesien, né? En daarom weet ek dat hierdie hoek en daai hoek gelyk is, dis verwisselende hoeke, so ek kon baie maklik daai ene sien, en die rede hoekom ek maklik gesien het, ek het sommer gesien wat vir ons parallellyne gegee. Nee? So dit is belangrik om te sê dat S2 is ook gelyk aan x. Die rede hier, dis verwisselende hoeke. Ek gaan dit net so kortweg skryf, luister meer wat ek sê, verwisselende hoeke. En belangrik om te sê wat 'n lyne parallel is. Hierdie NH is parallel aan die SM. So ek gaan hom hier inmerk as x, so daar is my eerste x, so ek het 1 hoekie, ek soek nog 4 ander. En ek gaan sommer net gou nou aan 'n kleur gou vinnig, omdat ek het nou die Z gesien vir verwisselende hoeke, maar kyk nou mooi, as ek so gaan, dan sal nog 'n Z hier ook, so ek kan ook sê dat hierdie 2 gelyk is, maar nie een van hulle is x nie, so is ek 'n bietjie gestrand, maar hou nou nie dit in gedagte, né, dat daar nog verwisselende hoeke is. Okay, so ons is nou daar, so ons het die 1 gevind, S2 is gelyk aan x, okay, en wat sien jy nog? Ek sien ook dat S4 gelyk is aan x, so ek wys vir jou hoe. Kom ek maak dit nou weer groen. Kan jy onthou wat hierdie stelling, nee, ons moet nog 'n bietjie boontoe gaan. Die moeilike enetjie wat ek al van praat. Die hoek tussen die raaklyn en die koord is gelyk aan die omtrekshoek, né? Ons noem dit so met raaklyn koordstelling. So hierso het ek 'n raaklyn. Hier het ek 'n koord. So ek kan sê daai hoek tussen die raaklyn en die koord is gelyk aan die omtrekshoek wat gevorm word van daai koord af wat gaan gelyk is aan x. So S4 is ook gelyk aan x. Okay, so kom ons vee al hierdie goed uit. Okay, so S4 is ook gelyk aan x. En wat is die rede? Raaklyn koordstelling, né? Onthou gebruik jou onderwyseres se metodes is 'n aanvaarbare rede, so baie belangrik, né? Sy moet dit immers merk. Okay, so nou het ek vir S2, ek het vir S4, wat kan jy nog sien? Nou wil ek jy terugvat na daai strukdastellingkie toe. Kom ons gaan op, dis nou hierdie enetjie hierbo, kan wanneer ek 'n strukdasie sien. Okay, kyk of jy die strukdas kan sien, ek gaan nou weer vir jou 'n ander kleur gaan merk. Kom ons merk maar weer oranje. Ek gaan dit bietjie dikker maak, ek kan mense duideliker sien.
daai enetjie, daai enetjie, daai enetjie, daai enetjie. So hier is my struktasie, so ek weet ook dat I1 X is, né? So kom ons vee al hierdie uit, anders is er net te veel kleure. So, wat is dit? Ons het X kry daar, X, wat was die laaste ene gewees, so was dit I1. Ja, ek wil 'n bietjie dinner skryf, skus julle. I1 is ook gelyk aan X, so hy is ook gelyk aan X. So wat was die rede by daai enetjie? Omtreksoeke in dieselfde sirkels met segment, né? Ek gaan maar net hierso voluit skryf, omtreksoeke. En ek dink ons kan dieselfde net so afkort. Sirkel, en ek dink ons kan net hier sê segment. Jy moet dalk net mooi gaan kyk na jou aanvaarbare redes. Okay, so nou het ek al 3, kort nog 2. En kan jy reg onthou in die begin het ek jou gewys van die verwisselende hoeke. Kom ons gaan weer dik. Ons gaan weer dik hiersoos weer. Nou ja, ek het gesê daar was verwisselende hoeke. En nou kan ons eintlik hierdie 2 hoeke ook ewe groot bewys. So M1 is dan ook gelyk aan X, né? Okay. Of jy dit gehaal hierdie uit. So nou weet ons dat M1 ook gelyk is aan X. En is weer verwisselende hoeke. En onthou weer eens gaan noem wat se lyne parallel is. Dit was NH gewees, parallel aan SH. Aan SH. Okay, so dis die 4. En dan moet daar nog 'n 5de enetjie wees. Kom ek kyk of ek hom kan sien. Okay, ek sien hom. Belangrik wanneer ek in 'n sirkel werk om altyd te besef dat ek met radiusse gaan werk. As ek lyne uit die middelpunt van 'n sirkel kry. En wanneer ek 'n radius het, dan weet ek mos dit vorm nou gelykbenige driehoek. Nou kom ek highlight net hierdie gelykbenige driehoek vir julle. So daar is 'n gelykbenige driehoek. En wat weet ons van 'n gelykbenige driehoek, né? Dat die reg dat hierdie hoek, hierdie enetjie hier, gelyk gaan wees aan hierdie hoekie, hoeke teenoor gelyke sye, né? So ek kan teruggaan uit te sê, goed, so M2, nee, eers gaan ons met sê die radius is gelyk, belangrik. Ons gaan met sê, OE is gelyk aan OM, radii, of radiusse, miskien is dit beter, radiusse, okay, en dan kan ons sê, dit wil sê, dat I1 gelyk is aan M2, gelyk is aan X, hoeke teenoor gelyke sye, hoeke teenoor gelyke sye. En daar het ek my 5 hoeke. Hierdie is 'n vraag wat nogal populêr is in graad 11. Vind 4 ander hoeke so groot as X. Vind 5 ander hoeke so groot as X. En belangrik, want daai vraag leer jy om daai hoeke raak te sien. En omdat jy gaan hierdie goed net sien met oefening en nogmaals oefening. Okay, julle, so, nog 'n sirkelmeetkunde probleem. Onthou nou, hier is al ons stellings tot ons beskikking. Belangrik, leer jou redes. Julle redes wat in die klas vir jou gegee word, baie belangrik. Dis baie belangrik, né? Jy moet jou redes ken. Jy gaan nie punte kry as jy nie jou redes ken nie. En hier het ek sommer net ietsie afgeteken en hulle het vir my gevra, 5 vrae wat ek net neergeplot het. Hulle sê, kry vir ons 'n hoek, obviously met 'n rede wat gelyk is aan X. Nou waar is X? Nou X lê tussen, en ek gaan net so gou vir ons in 'n ander kleur highlight en ek gaan dit bietjie dikker maak dat jy kan sien. Hier is my raaklyn. Hier is my koord. Ons weet dat die hoek tussen die raaklyn en die koord is gelyk aan, as ek 'n omtreksoek gaan vind op daai selfe koord, dan sal hy gelyk wees aan dit. So ek kan sê dat A2 gelyk is aan X en die rede omtreksoek, hoek tussen raaklyn en koord, né? So kom ons vee net die uit. Jy moet belangrik wees, jy moet kleur werk, né? Dit kan nader so confusing raak, dat jy nie eintlik die antwoord kan neerplot nie, want dit is net, daar's net te veel kleure. Jy moet versigtig wees om te veel kleure te gebruik, né? En ek hou van om kleure te gebruik, eerder uit te vee ensovoorts. So ons gaan by nommer 1 sê dat A2 is gelyk aan X en my rede, raaklynkoord, net raaklynkoordstelling,
raaklyn, koord. En weer eens gebruik jy onderwyseres se redes, né? So ons weet hy's X. Dan sê hulle hierna, toon dat CHRJ 'n trapesium is. Nou kom ons merk gou hierdie trapesium wat hulle vir ons gee. Kom ons gaan weer na oranje toe. Ek gaan nou so 'n bietjie dikker maak. Waar is die CHRJ? C. Nou gaan ons na H toe, so dis daar. Okay. R, hierso. En hier. So hierdie met trapesium wees. So hoe gaan ek bewys dat iets 'n trapesium is? Dink 'n bietjie hieraan, né? Onthou die eienskappe van 'n trapesium, kan ek net gou so, kom ek skryf vir my oranje. As ek 'n trapesium het, al wat ek weet is dat ek een paar sy het wat parallel is. Nou in die geval kan ek nou amper al sê, as ek dalk hierdie twee lyne in parallel kan bewys, en daai twee lyne, so CH parallel aan JR, dan weet ek mos is 'n trapesium, né? Okay, so kom ons vee al hierdie uit. En dan probeer ons dit gou bewys. So ons gaan hierdie goed parallel bewys. So wat ons nodig het is of verwisselende hoeke, of ooreenkomstige hoeke, of ko-binnehoeke. So as ons daai tipe hoeke kan vind, dan weet ons hulle is parallel, né? Kom ons skryf hier so in rooi. So ons is by besig met nommer 2. Nou het ek net 'n bietjie dikker skryf. So daar is hy. My nommer 2. Nee, daar enetjie. Nommer 2. Okay, so wat weet ons? Ons weet dat C1 plus nee C1 nie. C2 en dan hierdie is seker C3. C2 plus C3 gelyk is aan 90 grade. So ons weet dat hierdie gelyk is aan 90 grade. En hoekom weet ons dit? Onthou nou, dink nou aan daai stelling hier aan die einde. Hierdie enetjie hier, né, waar ek 'n lyn uit die middelpunt van 'n sirkel is wat na 'n raaklyn toe gaan, dan sal altyd loodreg wees. Okay. So ons gaan net hier so skryf, raaklyn, loodreg op radius. Kan ek hom net so afkort van nou, ekskuus, ek het nie eintlik spasie nie. So ons weet hy's 90. Maar ons weet ook dat hierdie J4 90 is, né? Maar J4 is ook gelyk aan 90. Okay. En wat is die rede vir hom? Omdat dit 'n lyn in die middelpunt van 'n sirkel wat die koord halveer, is mos loodreg, né? En dis mos hierdie stellingkie hierbo. Hierdie eerste enetjie, want 'n lyn wat die middelpunt van 'n sirkel is, wat die lyn of wat die koord halveer is loodreg. Kom ons gaan terug na hom toe. So hier is die middelpunt van die sirkel. Hier is die koord wat gehalveer word. Daarso, ekskuus, bietjie terug gaan. Hierso. Daai koord word gehalveer en daarom is hy loodreg. So ons gaan sê J4 is dan ook loodreg en ek kan nou nie my rede hier inskryf nie. Dis 'n lang rede, is lyn uit middelpunt, maar onthou gebruik jy onderwysers se verkorte redes, lyn uit middelpunt van sirkel halveer koord, so iets. Okay. En as hy die koord halveer, nou is hy mos loodreg, perfek. So wat weet ons nou, né? So dit wil sê dat C2 plus C3 is gelyk aan J4 en is gelyk aan 90. En wat beteken dit? Hulle is ooreenkomstige hoeke, né? Okay. Dit wil sê C2 plus C3 J4 en dan kan ons dit hier so skryf, ooreenkomstige hoeke is gelyk, ooreenkomstige hoeke is gelyk. So nou dat ons weet hulle is gelyk, kan ons sê dit wil sê hierdie lyn SH, CH, dis C, dit wil sê CH is parallel aan JR. Ons het nog nie die vraag beantwoord nie, dit wil sê CHJR is trapesium. En hoekom is dit trapesium? Jy het nou gesê is 'n trapesium, wat is die rede vir dit? En daar's 'n rede, een paar teenoorstaande sye, een paar teenoorstaande sye is parallel. Okay, nou dis bewys hy's 'n trapesium, so en as gevolg van dit
kan ons nou letterlik hierdie twee lyne parallel merk. Onthou, ons het dit nou reeds bewys, né? Nou vra hulle in die volgende vraagie en ek wil dalk net, ja, miskien moet ons maar net hier onderaan gaan. Jy weet jy, ek gaan hierdie uitvee. Ons het mos nou vraag 1 en 2 hanteer. Kom ons maak dit so skoon, net vir ons 'n bietjie spasie te maak. Hulle sê nou bewys dat OC ACD halveer. Bewys nou dat OC, wat ek net gaan merk, dat OC wat is die woordjie? ACD halveer. Wat hulle nou eintlik wil hê is, hulle sê bewys dat hierdie hoekie en hierdie hoekie gelyk is. So hulle sê eintlik, bewys dat C1 gelyk is aan C2. So dis wat ek eintlik bewys, want dan halveer hou ons, né? Ja, so wat ek dink ons moet doen is, né, ons wil letterlik hierdie hoek en daai hoek gelyk bewys. Want dan word hy gehalveer. Wat ek dink ons moet doen is, kom ons bewys hierdie driehoekie hier kongruent aan hierdie driehoekie hier. Want as hulle kongruent is, dan weet ons mos dat C1 en C2 gelyk is, né? Okay. So kom ons sê in driehoek CAJ en in driehoek CDJ is die volgende paar goed wat ons kan sien. Wat is die eerste ding wat jy sien? Onthou hulle deel hierdie sy in die middel. So dis mos 'n gemeenskaplike sy. So ons kan sê CJ is gelyk aan CJ, gemeenskaplike sy. Ekskuus, ek het nie mooi aankry nie. En dan weet ek ook, daar tweede een, onthou, hulle het vir ons gegee dat hierdie lyntjie en daai gelyk is. So hulle gee vir my AJ is gelyk aan JD of DJ. Dit was gegee. Okay. Wat weet ek nog? Onthou nou, hierdie J4 is 90. So dan gaan hy ook 90 wees, né? En dan gaan C2 ook 90 wees. Né? So ons gaan by die derde ene sê dat J2 is gelyk aan J3 en dis gelyk aan 90 grade, né? En dis daar rede wat, dis die eerste stelling, die lyn wat in die middelpunt van 'n sirkel is, wat die koord halveer, wat ons kan sien, 'n lyn uit die middelpunt van die sirkel wat die koord halveer. Gaan ek net na 'n ander kleur vir jou gaan, skus. 'n lyn uit die middelpunt van 'n sirkel wat die koord halveer, sal altyd loodreg op die koord wees, né? So kom ons skryf dit. Ek gaan dit net lank skryf hier. Lyn uit middelpunt van sirkel wat koord halveer. Ja, wat koord halveer. Hulle sal altyd 90 grade wees. Perfect. Daarom kan ons sê dat hierdie twee driehoeke kongruent is. So ons kan sê dat driehoek CAJ kongruent is aan driehoek CDJ. En wat het ek? Ek het 'n sy, nog 'n sy en 'n ingeslote hoek. So ek kan sê my rede hierso is sy hoek sy. Dis my rede vir die kongruensie. En daarom kan ek sê dit wil sê dat C1 is gelyk aan C2 en die rede is kongruensie, né? Kongruensie. Ek wil net nog 'n bietjie boontoe gaan. Ons het hier die vraag hanteer nie, die vraag het gevra OC halveer, dan sê ons dit wil sê OC halveer ACD. Okay, dan belangrik om die vraag te beantwoord. So dit was nou hierdie enetjie. En nou kom ons by die taai goed, die goed het ek van nou. Ek love die tipe van somme. Ek gaan net weer hierdie uitvee julle, net om vir ons spasie te maak. So ons het nou daai vraag hanteer. Kom ons in die volgende enetjie. Hulle sê, skryf ABD in terme van X. So ek moet net gou merk, ABD in terme van X. ABD, waar is ABD? So dis hierdie enetjie hier. Kom ek merk hom ook sommer in 'n highlighter. Dis hierdie hoekie hier. Ek moet hom in terme van X skryf. Baie tricky die. Bietjie dink. Okay, nou ons het hierdie twee driehoeke kongruent bewys nou. Sal dit sin maak as ek sê, goed,
Ek hoop nou nie, ek vat nou 'n lang pad nie. Kyk, hierdie hoek was x. Nou as gevolg van kongruensie gaan hierdie twee ook saam x wees. As dit enigstens sin maak, né? So ek dink ek gaan begin deur dit te sê. Ek gaan sê, watter vraag doen ons nou? Ons doen vraag 4. Ek gaan sê vraag 4, dat C1 plus C2 gelyk is aan x, né? En die rede van hiervan is jy kan sê dalk reeds bewys of kongruensie, het ek net gedink wat is beter way. Ek dink kom ons noem dit net kongruensie. Miskien dalk kongruensie reeds bewys. Okay, so nou weet ek hy is ook x. Okay. Ek weet hierdie is 90, ons het dit net nou reeds gesê. Sal dit sin maak as ek nou sê, dit wil sê C2 is gelyk aan, en ons praat nou met daai hoek. Nou dink aan die groen driehoek nou. Kan ek C2 in terme van x skryf? Sal dit sin maak ek sê dis 180 minus die 90 minus die x, dan sal dit vir ons net gee 90 minus x. So ek dink C2 is dan net 90 minus x, né? Sal dit dan sin maak ook, en ek sê, selfs in die ander driehoek, nou die pink driehoekie, dat doet, ook C1 is ook gelyk aan 180 minus 90 minus x. So hy is ook 90 minus x. Okay? Want dis net 'n bewerking wat ons nou gedoen het. So ek gaan net hierso skryf, hierdie is 90 minus x, en hierdie is ook 90 minus x. So dis nou daai twee hoeke. Okay. Maar onthou, ons moet nou nog hierdie hoek B uitwerk, hierdie hoek ABD. Ons moet hom in terme van x skryf. Nou dink 'n bietjie, ek gaan nou hier highlight, en dan gaan ek, want ek het nou al te veel gehighlight. Ek gaan twee driehoeke gou vir jou highlight. Nou ek hoop dit gaan nou werk. Hierdie driehoekie hier. Nou, en dan in 'n ander kleur, hopelik gaan dit werk. Hierdie driehoekie hier, die groot oranje, die groot groene en die klein oranje. Ek wil hier kyk na die struktassie. Ek het nou so 'n halwe struktassie gevorm, hierdie enetjie hier. Nou by struktassie weet ons dat hierdie twee hoeke gelyk is. Nou ek hoop nou dis nou 'n bietjie oor mekaar gekrap, maar sal dit sin maak as ek sal sê dat hierdie hoek ABD gelyk is aan hoek C1 plus hoek C2. En my rede hiervoor moes is omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment. Ek het nou nie genoeg spasie om te skryf nie, maar omtrekshoeke in dieselfde sirkelsegment. Nou, dis mos die struktasie. So dit wil sê ABD is gelyk aan C1, en C1 is 90 minus x, plus, en C2 is 90 minus x. Daarom is ABD 180 minus 2x. Ek hoop daai maak so 'n bietjie sin. Nou hier is nou groot geskrabbel, en nou hopelik kan ons dan gou die vraag 5 ook doen. Nou dis nou hierdie vraag hier. Hulle sê kry R2 in terme van x. Okay, nou hier is nou baie geteken op die skets. Okay, so ons gaan probeer. Kom ek maak 'n bietjie spasie hier. So ons moet nou R2 kry in terme van x. Nou dis nou daai laaste enetjie. R2 in terme van x. Okay, nou ek gaan dit nou probeer skoon hou, maar dit is bietjie triekie hier. Nou wat ek nou wil doen is, ek gaan in hierdie driehoekie werk wat hier nou is, hierdie driehoekie hier onder. Ek net gaan hierdie nou uitvee, jy kan nou sien wat 'n driehoek dit is, nou. Nou in daai driehoek, kom ek plot hom net 'n bietjie hier af. Okay, hier is O, hier is A3, en hier is T, en hier is R, en hier is R1 en R2. Ons moet R2 uitwerk in terme van x. So ek het net hierdie driehoekie hier neergeplot. Sal dit sin maak as ek sê hoek T1 is 90, daai hoek T is 90. So ek dink ek gaan begin deur te sê, ek gaan sê hierdie hoek OTR, ek gaan sê hoek OTR is gelyk aan 90 grade, en dis daai rede radius loodreg of raaklyn loodreg op radius. Mag onthou, gebruik jou op radius, ek gaan net sê rad. Okay, onthou, gebruik jou onderwysers se rede. Nou weet ek hierdie is 90. Okay, sal dit sin maak as ek sê, goed, ek kan R2 kry,
Dit is die buitehoek van 'n driehoek. Dit sal hierdie hoek T wees as ook A3. So is belangrik vir my om A3 te vind. Okay, so ons het nou al iets. Nou ek gaan nou net hier boontoe. Ek wil hê jy moet nou na hierdie driehoekie kyk, hierdie CAO. Hierdie driehoek C, hiersoos O, hiersoos C en hiersoos A. Hierdie soos eintlik hierdie driehoekie wat ek nou hier inkleur. Nou het ek net geweer uitvee en ek het baie gekrap. En hierdie is my O. Sal dit sin maak as ek sê, OC, hierdie stukkie, is gelyk aan OA. Hoekom? Hulle is radiusse. Okay, dit maak mos so sin. Okay, dan as gevolg van dit, kan ek maar sê, onthou, omdat hulle gelyk is in radiusse, kyk my skets hier onder, sal hierdie twee hoeke mos gelyk is, hoeke teenoor gelyk is, sye, sal A2 plus A3 gelyk wees aan C1. Ja? En dan sê hoeke teenoor, ek gaan net so maak, gelyk is sye. My afkorting is horrible, ekskuus. Okay, so ons weet daar nou dit. Okay. So kom ons vee 'n bietjie uit. Sorry julle, die sketsie is 'n bietjie besig, baie besig. Het ek A2 se grootte? Ek het, hy's X. Het ek A3? Nee, ek het nie A3 nie. Het ek C1? Ek het C1, hy is 90 minus X. Ek het dit net nou uitgewerk, ek weet nie of julle kan onthou nie, is een van die vorige somme. Okay. Dit beteken A3 is gelyk aan 90 minus X, so A3 is gelyk aan 90 minus 2X, né? So as hierdie hoekie hier nou 90 is, en hierdie hoekie hier is 90 minus 2x wat ek nou hier het, dan kan ek R2 uitwerk, dan kan ek sê, dit wil sê, R2 is gelyk aan hierdie 90 minus 2x, plus daai 90, en ons sê buitehoeke van 'n driehoek, buitehoeke van 'n driehoek, wat 'n driehoek was dit? RTA, en dan kan ons R2 gaan uitwerk in terme van X, so hy is net 180 minus 2X. Nie so kompleks nie, die probleem wat ons het is, die skets raak te besig. So wanneer jy met baie kleure werk, en jy kan dit nie uitvee nie, dan sit jy net met 'n warboel kleure, so wees baie versigtig, miskien dalk met 'n potlood, en gebruik skakerings van jou potlood, wat jy kan uitvee, of net 'n paar standaard pastelkleure, net om jou te help, of print die vraagie uit, sit hom in een van hierdie plastiese sakkies, en kryf jou whiteboard marker en teken daarop. Maar oefen.